Goeiedag geliefdes, ek groet u in die naam van Jesus Christus. Welkom by les nommer 45 van Die Weg. En die tema is aktualiseer, aktiveer en praktiseer die Christuslewe deur geloofsgehoorsaamheid. Wat is geloofsgehoorsaamheid? Dit is twee woorde wat saamgevoeg is. Die een is geloof en die ander een is gehoorsaamheid. Nou ons weet dat die woord is baie druklik daaroor dat ons moet nie net glo nie, ons moet ook doen. Ons moet dader wees. En die hele les gaan daaroor. Maar dit gaan ook daaroor dat ons moet leer om regtig ons geloof toe te pas prakties en dat die Here vir ons 'n werklikheid word. En wanneer ons Bybel lees, dan moet ons nie net lees, dit is 'n boek met letters wat ek hier lees nie. Nee, dit is die lewende woord van God. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord is lewend, is kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Dis is 'n wese met wie ons te doen het. Dis die wese, dis die seun van God, is die woord. In die begin was die woord, Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God, en die woord was God en is nog altyd God. En met ander woorde, God is 'n werklikheid. Al die dinge wat ons sien, met ons oë fisies, het uit hom ontstaan. So hy is 'n groter werklikheid. Hoekom? Omdat alles wat jy sien en voel en aanraak en wat vir jou 'n werklikheid is, kom uit God uit. So God is 'n groter werklikheid. Hoe kan jy iets wat jy sien meer werklik ag as God self? Want uit hom het dit gekom. So dit gaan u help as jy 'n bietjie mooi daaroor dink. Dan wil ek graag net terminologie gou vir u 'n bietjie gee. Die woord aktualiseer beteken om iets werklik te maak. Om dit 'n werklikheid te maak. Dus aktualiseer. Dan aktiveer. Dit beteken jy stel dit in werking. En dit word vir jou 'n aktiewe werklikheid. So die hele boek Handelinge, die woord Handelinge in Engels is acts. Dis handelinge. Handelinge is iets, jy word 'n dader, né? Handelinge. Die kerk het dit gedoen, hulle het dit geleef. Dit was 'n werklikheid. So wat julle nou moet verstaan is dat help jy om Bybel te lees, dit is vir jou 'n vaar storie deur iewerste in die hemel nie. Nee. Ons is uit God gebore, ons is uit die hemel uitgebore. Jesus het vanuit die hemel gekom om ons sy kinders te maak. En nou is ons sy kinders. En nou is dit 'n werklikheid. En ons moet dit met geloof, deur geloof, 'n werklikheid maak. So aktiveer beteken om disippels te help toepas wat hulle geleer het. So ek wil hê u moet toepas wat ek hier vandag leer. En dink mooi daaroor, dit gaan vir u help. Dan die woord praktiseer is maar eintlik dieselfde ding. Hy sê, is om geleentheid te gee vir inoefening. So ons moet vir u geleentheid gee om Bybel te lees en dan vir u te help om dit wat jy daar lees te aktualiseer, te verwerklik, dat dit aktief regtig gebeur, soos wat jy dit lees, is soos 'n film wat jy kyk, is soos 'n video wat jy voor jou afspeel. Daar sien jy dit werklik, maar deur geloof kan jy dit roep. Ons gaan nou na die definisie van geloof kyk, as jy sien, dit is presies wat dit beteken. Okay, maar ek net geklaar maak, praktiseer is geleentheid te skep, om dit in te oefen, totdat dit vir jou 'n werklikheid is. Dit moet jou praktyk wees, as kind van God op die aarde, want jy word gered deur geloof in God, in sy woord. Jy glo sy woord. Jy glo hom. En dan leef jy deur die geloof. Jy word gered deur die geloof, en dan uit die geloof word dit tot die geloof, deur die geloof word wat in die woord van God staan, vir jou 'n werklikheid. Ek hoop dit maak vir jou sin. Kom ons kyk na die definisie van geloof. Hebreërs 11 vers 1, dit staan so in die Bybel. Hy sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
So met ander woorde, as ek geloof toepas, dan word dit waarop ek hoop, word 'n bewys. Dis 'n bewys, ek sien die Here, ek beleef die Here. Ek beleef wat Jesus geskryf staan, dis asof ek in daardie situasie staan. As ek praat daarvan hoe Jesus die blinde gesond maak, dan is ek een van die skare wat daarna kyk. Want ek lees dit so, ek aktualiseer dit vir myself. Deur my geloof roep ek dit, wat nie nou regtig hier voor my is nie, maar ek lees dit, dan roep ek dit, omdat dit 'n werklikheid is wat gebeur het, kan ek dit herroep, kan ek dit roep, asof dit bestaan. Dis wat hier staan in Hebreërs 11 vers 1. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Wat is ons hoop? Christus is ons hoop. God se goed en die hele hemel is ons hoop. Dis ons hoop, dis waar ons gaan. Ons is op pad soontoe. En want hierdie wêreld is 'n tydelike wêreld. Dis 'n ou hemel en 'n ou aarde wat gaan verbygaan. Dan kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So ons moet meer maak van wat God in sy woord sê, as wat ons nou beleef hier op aarde. Wat ons nou hier op aarde beleef, is 'n werklikheid. Natuurlik is dit 'n werklikheid. Maar God se goed is 'n groter werklikheid, omdat alles uit hom ontstaan het, deur hom ontstaan het. Nou geloof dan is 'n vaste vertroue vir die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die Engels sê, now faith is the assurance, the title deed. Dis 'n kaart in transport van die eiendom wat jy nou net gekoop het, wat die prokureur op jou naam gesit het. En nou kry jy die kaart in transport, daar staan, Peet van Heerlen besit hierdie eiendom, soveel straat en die dorp en wat ook al, die beskrywing van die hele eiendom. Dis 'n kaart in transport. It is a title deed. Now faith is like a title deed, a confirmation of things hoped for, divinely guaranteed, goddelik, bonatuurlik, gewaarborg. And the evidence of things not seen. So once it becomes an evidence, then it is a reality. And then you start to see it with your spiritual eyes. Your spiritual eyes is here in your spirit. And then you can see what you read. That is faith. Unbelief, ongeloof, is 'n sonde. Die hel gaan vol wees van ongelowiges. Moenie ongelowig wees nie. Glo, pas jou geloof toe. Roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. God is vir my 'n werklikheid. Vir my 'n groter werklikheid is enigiets wat ek sien. Nou hy sê verder in die Engels, en hy sê, it is the evidence of things not seen, the conviction of their reality. It is a conviction of their reality. Dis 'n werklikheid. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by your senses. Ek praat van fisiese sintuie, oë, ore. Jy hoor geluide, maar jy is veronderstel om die opperherder se stem te hoor. Hy sê, my skape ken my stem, en hulle luister nie na vreemde nie. Hulle sal 'n vreemdeling nooit volg nie. En omdat hulle my stem ken, sal ek hulle inlei en hulle uitlei en hulle oorwinnings laat sien en daarin staan. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Nou aktualiseer is om deur geloof dinge werklik te maak. Maak dit 'n realiteit volgens wat dit bedoel was om te wees. Die skrif het 'n sekere bedoeling. God het 'n sekere bedoeling met wat hy sê en wat geskrywe is in die woord van God. En u en ek moet daai bedoeling gryp. Ons moet dit begryp. Ons moet dit verstaan.
en dan aktualiseer en dit 'n werklikheid roep. En dan gaan ons dit nie net glo nie, ons gaan dit ook gehoorsaam. As die woord sê, jy moet 'n dader wees, nie net 'n hoorder van die woord nie, dan moet ons doen waarvan ek nou praat hierso. Dit is 'n ontsettend belangrike saak. Nou kom ons kyk verder. Hy sê, jy maak dit 'n realiteit, wat dit bedoel was om te wees, en dan praktiseer jy dit, jy beoefen dit, jy hou aan om dit in te oefen, totdat dit vir jou 'n werklikheid is. Gaan nou vir u skrifte gee uit die Ou Testament, uit Josua, wat hierdie beginsel beskryf word, selfs in die Ou Testament. So ons moet groei in ons geloof, in ons geloofsgehoorsaamheid. Dit beteken, jy moet glo wat God sê, roep asof dit bestaan, en dan moet jy dit gehoorsaam. Maar woorde, jy moet dit leef, jy moet dit doen, want geloof sonder werke is dood. Jy kan nie gered word deur werke nie, maar jy moet glo om gered te word. Maar as jy dit glo, dan moet jy dit doen. Want as jy glo en jy doen dit nie, jy leef dit nie, dan bedrieg jy jouself. So daai geloof, wat dit vir jou werklik maak, moet dit tot uitvoering bring vir jou, jy moet dit leef, en dan sal jy gered word. Dus, moet dit vir jou werklik word. So die koninkryk van God word dan ingegaan, jy gaan in die koninkryk, dit word vir jou 'n werklikheid, jy sien die geesteswêreld. Soos wat jy fisiese oë en ore en mond en reuksintuie en al die sintuie het gevoel, net so het jy as geestelike wedergebore mens, waar jy uit God gebore is, om 'n geestelike wese te wees. Daai geestelike wese van jou het net dieselfde sintuie. In die gees sien jy. In die gees kan jy selfs God ruik. Hy kan jou laat ruik wat in die geestesrealm is. Jy hoor God se stem, want hy is die herder van sy skape, wat na sy stem luister, hulle volg hom. En dan al die sintuie. Dis sien, dis proe, dis ruik, dis hoor, dis voel. Jy kan God voel. Jy kan die teenwoordigheid van God aanvoel. Geestelike sintuie. Ontwikkel dit, want baie mense het nog eers begin om dit te ontwikkel. So, nou staan hier so, maar laat ons eerder na vaste spyse vir volwassenes verlang om ons geestesvermoëns te ontwikkel. Ons het geestesvermoëns, ons het nie net geestessintuie nie. Ons het ook geestesvermoëns, net soos wat ons fisiese vermoëns het. Om te stap, om te hardloop, om te sit, om te lê, om te swem, om te spring, om te swaai met te swaai, wat ook al, ons het vermoëns in die fisiese, maar ons het vermoëns ook in die geestelike, en dit moet ingeoefen word. Maar dit begin met geloof, en daarna, direk as jy het glo, gehoorsaam jy dit, dan oefen jy jou in. Ek lees net weer hierdie, maar laat ons eerder na vaste spyse vir volwassenes verlang, om ons geestesvermoëns te ontwikkel, sodat ons uiteindelik deur herhaling en gewoonte inoefening volwassenheid in Christus kan bereik, om goed van kwaad te onderskei. Nou geliefdes, ja, gaan kyk bietjie na Hebreërs 5 vers 12 tot 14 en Hebreërs 6 van vers 1 tot 6. Hebreërs 5, 12 tot 14 is op die aantekeninge en Hebreërs 6 van vers 1 tot 6. Gaan lees dit, dan praat dit daarvan dat ons nie babas moet bly, wat na moedersmelkies soek nie, 'n mooi boodskapie Sondag kry nie. Ons moet groei in Christus, ons moet vaste spyse begin verteer, deur na die woord te kyk en dieper in te kyk, dieper insaag te kry in wat sê God eintlik. Dis wat openbaringe doen aan jou, dit laat jou geestelik groei, dit gee vir jou dieper insaag, dieper insigte in wat in die geesteswêreld gebeur. Wie is God? Hoe lyk God? Hoe werk God?
Hoe klink sy stem? Halleluja, om gemeenskap te hê met God is belangrik. Hoe kan jy gemeenskap hê met God as God nie vir jou 'n werklikheid is nie? Nou kom ons gaan kyk nou na Johannes 3 vers 1 tot 21. Ek gaan nie regtig alles lees nie, maar u kan gerus daarna gaan kyk, maar ek gaan net die gedeelte wat nou relevant is uithaal hierso. En hy sê Nikodemus kon nie wedergeboorte verstaan nie. Hy vra vir die Here, nou, hoe kan 'n mens nou weer in jou moederskoot ingaan en weer gebore word? Wedergeboorte is nie 'n tweede fisiese geboorte nie. Ons word eenmaal uit ons moeder gebore, dan bestaan ons fisies. Maar as ons dan glo in God en sy woord 'n werklikheid vir ons word, en jy glo in hom dat jy wedergebore kan word, dan word daar 'n geestelike geboorte vir jou gegee vanaf die Heilige Gees. Die Heilige Gees het oor Maria gekom. Die Heilige Gees gaan net so ook oor u en my kom, om vir ons 'n geestelike wedergeboorte te gee, 'n tweede geboorte, om uit God gebore te wees, om die koninkryk in te gaan, en die koninkryk te kan sien. Nou dit staan dan, daar so, dat jou geestelike oë dan oopgaan, en jou geestelike sintuie in werking kom, en dat jy dan met die oë van die verstand, wat jy dan verstaan jy goede dieper, baie dieper, is geestelike dinge. Geestelike dinge moet geestelik begryp word. Nie mentaal deur intelligensie en breinfunksies nie. Dis 'n geestelike funksie, ons gees sit hier nog in ons innerlike mens. Dis waar jou geestelike geboorte plaasvind, nie in jou kop nie. Jou kop is jou intellek, daar moet jy vernuwe word om reg te dink. So word ons dan uitverkore geslag van God, met ons sintuie, en ons leef met God as 'n realiteit, 'n werklikheid. So nou moet jy verstaan, dat u moenie net meer Bybel lees, sommer net om 'n storie te lees nie. Ek weet mos nou, as u 'n storieboek lees, dan visualiseer u daai storie wat daar vertel word. Maar geestelike dinge is nie net visualisering nie, dis regtig 'n geestelike insig wat jy kry, soos wat jy dit visualiseer. Dan word daar geestelike begrippe in jou vasgelê, en jy verstaan die dinge van God beter. Nou Jakobus, hoofstuk 1, vers 21 tot 25, lees ek gou vir u. Hy sê, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Hoe red die woord jou siel? Hier is jou siel, jou denke. So dit moet gered word. Maar jy word weergebore hier in jou gees. En soos wat jy die woord lees en hoor, dan gaan dit deur jou sielsarea, jy dink daaroor, en dit word dan 'n ingeplante woord. Hy moet ingeplant word in jou gees. Hy moet ontkiem. Dis 'n geestelike saad, geestelike woord, die tekna, geslag van God, se geestelike geslag. En dan, soos wat jy die woord bepeins in jou hart, so vernuwe dit jou gemoed, en jou gees groei, van baba tot volwassenheid. So geestelik groei ons dan deur dieselfde woord, terwyl ons dit as 'n implanting in ons gees ontvang, deur geloof, dan deur verdere bepeinsing daaroor vernuwe dit jou denke. Jy begin dink soos God dink, want jy begin dink soos wat dit in die skrif staan. Die Here sê, my weë is nie julle weë nie, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. So ons moet gebore word in God se weë. Ons moet gebore word vanuit God, om God se goed te kan ons te laat vernuwe, dat ons kan dink soos God dink, dat God se gedagtes ook ons gedagtes kan word. So hy sê hierso dat ons met in sagmoedigheid die ingeplante woord kan ontvang, wat in staat is om siele te red. Vers 22. En word daders van die woord, en nie net hoorders nie, wat julle self bedrieg nie. Want as iemand hoor wat die woord sê, en hy doen dit nie, dan is hy soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, wat hom dan self
vergeet as hy wegstap daarvan af, en hy het geen, hy kan nie eers herroep, hoe het hy nou weer gelyk, en was daar 'n kolletjie hier, of was daar 'n snorbaardjie wat skeef gestaan het, of wat ook al, of is sy bril vuil, of wat ook al, hy kan nie meer onthou nie. Nou dit is net so as wanneer jy die woord hoor, maar dit is nie vir jou geopenbaar nie. So dit word nie vir jou 'n realiteit nie. Maar ons moet dit inoefen, broers en susters. Ek hoop u verstaan het, ek sal in die volgende video verder gaan met hierdie selfde saak. Die Here seën vir u.